Nog 'n naweek is agter die rug en dit beteken natuurlik dat daar geweldig baie sporthoogtepunte was. Hallo en welkom by nog 'n episode van Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ek met Netwerk Media Hub se sportjoernalis Andrew Bowman oor die nuutste sportnuus. Maar eers gesels ek en Oukie de Kruijg oor ietwat sombere nuus in vandag se Republikein. En om die somberheid 'n bietjie te breek, Uitspeel en ook Animal Rescue werk saam om permanente huise, vir ewige huise te kry vir ons vierpoot-vriende. Daar sien jy vir Clover, sy is 7 maande oud en 'n TV en blykbaar 'n slim japsnoet wat haar nuuskierigheid nogals baie gebruik. So ons is nou weer terug, ons gaan kyk nou na die nuutste inskrywings in die Republikein se Kiki kompetisie. Oukie de Kruijg saam met ons in die kletsatelier. Oukie, dit is 'n moeilike maandag en 'n moeilike naweek, dink ek, vir die hele Namibië gewees. Ek het met opset, sulke tipe goed raak my geweldig en ek het met opset probeer om daarvan weg te bly en toe het ek vir 'n oomblik 'n video gesien van Dino Balotti en hoe hy in trane was, rooi gehuil was en dis waar ek so half regtig 'n bietjie verloor het. Ek dink as enige iemand, as jy jou eie kinders het of as jy selfs net kinders ken, iemand van daai ouderdom 5, 6, dit tref baie na in die hart, want niemand wil erken dat die dood ook vir hulle kan tuister, maar nie net die dood, die so wrede, onmenslike gebeurtenis en dan herhaaldelik. Ja. Dit is verwoestend, selfs vir ons wat 100 km ver sit, maar om in die dorp te wees. Ek weet ek het my dogtertjie Saterdag gevat vir haar swemles en seker gemaak die deur is oop en laat ek haar kan sien, want ek kon nie vir 'n oomblik my oë van haar af neem in die openbaar nie. So is die vrees nou al in ons. Ja. En wat my altyd vang oor sulke tipe goed en veral in hierdie geval is, ek glo baie diep, almal is die protagonis van hulle eie lewe. Almal doen die beste wat hulle dink hulle kan met dit wat die lewe vir hulle gegee het. Maar hoe doen jy so iets? En jy dink van jouself as 'n goeie mens. Jy dink hierdie was die regte ding om te doen. Ek kan nie begryp wat iemand se gedagtes is en wat die idee is agter so iets. Jy weet, wanneer sit jy nou by jouself en jy dink, ek gaan nou 'n 5-jarige meisie gaan ontvoer en doodmaak? Dit is, dit gaan my verstand te bowe. Maar ja, ons weet daar is ewel in die wêreld. En ek voel ons het almal 'n verantwoordelikheid om te doen wat ons kan om mekaar te beskerm en die lewe beter te maak. Maar hierdie voorvalle gebeur op Okahanya. En as iemand wat al herhaaldelik geskryf het oor kwessies op Okahanya, jy weet die gemeenskap het so hard probeer om die sentrale regering in te lig en te waarsku dat dinge daar lelik skeefloop. Ek onthou laas jaar wat lede van die informele nedersetting daar geld bymekaar gemaak het om 'n bus te huur om te kom tot by die hoofkantoor van die ministerie om te pleit vir ingrepe. Daar het ou vrouens daar gekniel voor hy minister, ons vorige minister van stedelike en landelike ontwikkeling. En hy het geglimlag van oor tot oor en 'n paar woordjies daar gedeel en hy is toegestuur leë hande om weer by die burgemeesters gaan vra, want die dienste word nie gelewer op Okahanya nie. Iemand het vanoggend, ek het op die radio gehoor, daai dorp word beskryf as 'n donker dorp, want in die aand is dit letterlik
donker, daar is nie lig nie. Is lig nie een van die basiese dienste wat die munisipaliteit moet voorsien nie. Daar is nie water nie, daar is nie krag nie. Die mense is net op hulle eie en in daai omstandighede as ouer, jy moet doen die bes wat jy kan, want jy moet jou werk behou, daar is verantwoordelikhede. En die res moet jy maar net bid en hoop jou kinders en die vir wie jy sorg, oorleef nog 'n dag. En op een of ander stadium sal dit nou kom tot die punt waarop ons is. Ja. En dit is so moeilik om so iets te begryp en ek dink dit gaan 'n baie lelik klink, maar 'n tipiese oomblik vir Okanja waar die mense gee om vir mekaar. Ek meen hulle tot 2:00 die oggend toe ek glo vir Roslyn gesoek. Jy weet en mense van reg oor die dorp het na haar gesoek en Dino Balotti was daar gewees en die minister van onderwys is ook tans by KWF Marius waar sy met jy weet personeel by die skool praat oor hierdie tipe ding, maar ouers wat ook dan nou soos wat jy sê, die beste moet doen wat hulle kan en die beste wat hulle kan is om die besluit te neem om hulle kind eenvoudig nie skool toe te stuur nie. Ja, nee, dit is regtig hartseer verwikkeling. Ja. En ons volg die storie, ons hoop maar vir die beste. Ja. En dat van die ingrepe verskil sal kan maak. Ja. En dit raak net so bietjie beter, nie baie nie. Op bladsy 2 Albert Ngari is oor die naweek in hegtenis geneem nadat hy glo sy beweerde slagoffer probeer omkoop het. Ja, hulle vermoed 230.000 Namibiese dollar kontant waarmee hy daar opgedaag het waar sy was. Ja, dit is 'n kommerwekkende verwikkeling. En ek dink ook 'n slag vir ons president. Ja. Wie haar vertroue in hom geplaas het minder as 'n maand gelede wat hy aangestel is as minister van 'n baie belangrike ministerie. En nou moes sy hom afdank. Dit was die ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming. Ja. En as 'n Namibier, daai is almal kwessies wat baie na in die hart is en ook probleem areas. As ek nou dink aan visserye, die Fishrot ministers sit nou nog agter tralies. Ja. Maar hierdie minister word beskuldig van hierdie klag is nou omkopery, maar dit is in verband met herhaalde verkrachting van 'n minderjarige. So dit is ook baie kommerwekkend. Ja, en dis veral kommerwekkend omdat ons nou hierdie vroue president het en jy weet sy is half opgeheers as hierdie jy weet vroue ikoon en vir vroue en spesifiek die klagte van herhaaldelike verkrachting. En die feit dat hierdie man wat in 'n posisie van mag is, besluit het, weet jy, ek is eintlik verhewe bo die wet. En ek dink dit is iets wat Namibiërs juis met die nuwe regering onder Netumbo Nandi-Ndaitwah minder van wou sien, is dat ons ministers glo hulle is verhewe bo die wet. Soos wat jy sê met Fishrot, dit was weer eens 'n kwessie van hulle het besluit die wet is nie vir hulle nie. Hulle hou nie daarvan of na bewering. Ja, een van die ministers wat in die tronk sit is onze voormalige minister van Justisie. Ek moet ook aan die ander hand uitwys. Dis nie elke Afrika land waar ministers in die tronk beland nie. Dit is een ding vir ons regstelsel. Daar is daarom nie baie wat buite die bereik, die langarm van die wet kan kom nie. So die langarm van die reg het daarom hier ingetree en ons hoor dat ons voormalige minister Borto geweier is in die hof. Vanoggend. Juis om verskeie redes, een van die grootes omdat hy glo 'n vlugrisiko is. So ek weet dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Jy het nog 'n storie daaroor myne. Ja, maar kan gerus lees. Julle sal maar moet gaan lees. Wat sê ou Kitty oor die myne? Dankie dat jy by ons was. Baie dankie. Ons gesels nou met Andrew Poelman oor die nuutste sport. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy,
You have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Kom ons gaan kyk nou na die weervooruitspelling vir môre. Op Katima Mulilo word 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 28 verwag. Windhoek 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 27 en in die ooste op Gobabis 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 27. Op Swakopmund word 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 19 grade Celsius verwag. Op Arnhamsvlei 'n sonnige dag met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius en op Reebot effens bewolk met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Irango Med is a leading distributor working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices, and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? Netwerk Media Hub se sportjoernalis Andrew Poelman saam met ons in die studio. Andrew, hoe gaan dit? Hey Rene, dit gaan goed, ja, so genoeg slegte nuus in die land en so, maar ja, ons is baie om aan te werk, maar anyway, ons kyk maar of ons daarom op die sportgebied, daarom, ja. Is daar goeie nuus op die sportgebied? Ek kan doen met goeie nuus, Andrew. Ja, kom ons begin maar daarmee. So ja, ek dink ek het maar gegaan vir ons oomblik van die naweek. Dit was nou so 'n bietjie voor die naweek, maar ja, die Namibiese onder 21 hokkiespanne, die mans en die vroue, wat daarom die deurbraak gemaak het om in veldhokkie te kwalifiseer vir hulle wêreldbeker en so, wat dan altyd bietjie later in die jaar sal plaasvind. So daar was hulle Namibië natuurlik daarby via Essebaan die Afrika beker aangebied. Suid-Afrika se spanne wat redelik gedomeineer het, die mans en die vroue. Suid-Afrika wat dan die mans en die vroue finale gewen het, 5-0 teen Namibië. So maar dit is dan Suid-Afrika se mans en vroue wat gekwalifiseer het, Namibië se mans en vroue, en dan ook Zimbabwe se vrouespan en Egipte se manspan. So dis dan die lande wat Afrika sal verteenwoordig. So die mans se wêreldbeker sal dan in Indië wees, in Chennai en Madurai, en dan die vroue wat dan later Chile toe gaan, Santiago, wat dan daar sal gaan speel. Sover ek weet, ek dink is eerste keer wat Namibië in veldhokkie vir 'n wêreldkampioenskap kwalifiseer. So dis 'n groot oomblik vir hulle. Dit is 'n stukkie goeie nuus, moet ek sê. Ek het dit nogals nodig gehad, dankie. En dan ander goeie nuus, die Sanlam marathon, dit is 'n geweldige bekende marathon, mense geniet dit baie. Dit het ook plaasgevind, ek glo, aan die kus. Ja, op Swakopmund. So ja, ek dink hulle het so rondom 1500 deelnemers verwag dan in die marathon en die 21 km, en hulle het ook 'n 10 km aangebied en 'n 5 km pret byeenkoms. So daar op die linkerkant op die foto dan die wenner van die mans marathon, Jeremiah Shaliakwe.
Hy het so in 2 ure 14 minute was hy eerste oor die eindstreep in die mans se wedloop. Hy was so 'n minuut voor laas jaar se wenner Matthias Simon wat 2 ure 15 gehardloop het en dan derde was Wilhelm Angula by die vroue. Ek dink daar so in die pink voor Otili Aimwata, sy het 2 ure 49 gedoen in die marathon. Sy was so ja, redelike entjie gewees voor Beate Naigambo, ja, oud atleet wat tevore by 3 Olimpiese spelers was. En dan in die derde plek dink ek is Suid-Afrikaanse atleet, Putuma Machingwana van Suid-Afrika. Ja, so Sanlam wat redelike goeie prysgeld op die spel geplaas het, so 15.000 vir die eerste plekke, 7.000 vir die tweede plekke in die marathon en dan 3.000 vir die atlete wat derde gekom het. Ek kan my net indink as jy voor 'n atleet eindig wat 3 Olimpiese spele toe is, dit moet nogals ook die 15.000 moet lekker wees, nee. Ek weet nie watter een is lekkerder nie, om 'n Olimpiese atleet te wen of om R15.000 sommer gou in jou sak te steek. As hulle saam kan kom is ja, lekkere bonusie daarso. Ja, dit was ek dink was 'n lekker opwindende byeenkoms vir die naweek, goed om te sien die mense is aktief en so, ja, baie van Swakopmund en ook Windhoekse mense wat natuurlik die byeenkoms ondersteun het. En so gepraat van lekker, dit lyk vir my ons onder 20s het rugby span het gewen in Zimbabwe. Ja, so Namibia wat dan Sondag hulle laaste wedstryd gespeel het teen Tunesië, hulle daai wedstryd gister gewen 81-7. Ja, hulle het ook eintlik dan vroeër in die week eintlik die moeiliker wedstryde gehad wat hulle gewen het. Teen Zimbabwe eerste 41-22 was daai telling en toe teen Kenia 32-22. Ja, so Sondag se wedstryd. Jurgen Meyer wat daar so 3-3 gedruk het die vleuel, hy het in die ander wedstryde ook 3 gedruk. Jong speler wat vir Wanderers speel en ook tevore by in Windhoek Hoërskool was. Daar sien ons die afrigters van die span, in die middel aan Johan Simon, aan die regterkant Jood Opperman en die spanbestuurder was Reino Versaghi. Ben Burger was die kaptein gewees van die span. So ek dink baie van die spelers in die toernooi wat ook hulle hand opgesteek het, maar dit was 'n goeie spanpoging. Hulle het maar tye foute gemaak en so ook, maar hulle het eintlik redelik gedomeineer. Ek dink die spanne dink Zimbabwe en Kenia het ons bietjie onder minder druk geplaas as in die vorige jare wat ons nie daarin geslaag het om die toernooi te wen nie. So maar ek dink ja, dis natuurlik 'n jaar wat nou maar moet kwalifiseer vir die Wêreldbeker. Ons sal maar kyk hoe die senior nasionale afrigtingsspan besluit om van die ouens miskien van die reservebank af kansse te gee. So, ja, die mense wat hulle besluit het dalk gereed is om blootgestel te word op daai vlak. So dit sal interessant wees om te sien hoe hulle inskakel by die senior rugby. Ja, maar die volgende Wêreldbeker is nog 'n entjie weg, né? Ja, so die senior Wêreldbeker is dan nou 2 jaar weg. Julie maand is die kwalifiserende wedstryde vir Afrika in Uganda. So dit sal dan ja, basies dis gewoonlik maar tussen Namibia, Zimbabwe en Kenia om dit uit te speel. Namibia wat daai toernooi die meeste van die tyd daarom oorheers het, laaste 7 wêreldbekers in 'n ry gekwalifiseer het. So die volgende wêreldbeker, soos wat jy nou verwys het, is dan in Australië in 2027. So Namibia hoop om daar ook te wees. So ek dink daar was ook 'n speler, Morgan Jaarman, hy het baie goed gevaar ook in die toernooi, die loskakel. So laat in die wedstryd was hy daar in die pad gewees van een van die groot voorspelers wat daar op hom afgehardloop het en Tunesië is die enigste 3 gedruk het. Het klink daarom of hy daarom nie te ernstig beseer is aan, hy toe die veld verlaat. Maar klink daarom of hy alright sal wees, want hy het 'n baie goeie toernooi gehad. Klein, baie vlugvoetige mannetjie wat ja, goeie spel gelewer het in elke wedstryd. En op die rugby noot gaan maak ons nou 'n draai by die klub rugby. Ja, so ook vir die
8 spanne wat betrokke was die naweek in die Namibia Rugby Unie se Premierliga. Of in 'n naweek gewees. Grootfontein het 'n groot deurbraak gemaak het die eerste keer in hulle vandat hulle in 2021 by die Premierliga aangesluit het, dat hulle dan teen UNAM gewen het en dan hierso sien ons op Rehoboth Wanderers wat daar gaan speel het teen Rehoboth Rugby Club. So 'n klein bietjie van omstrede wedstryd, die skeieregter wat ek weet nie, soos ek maar verstaan, klink dit maar vir my of van die mense maar net bietjie navraag gedoen het oor van sy besluite en dat hy dit toe miskien as kritiek ervaar het en halftyd toe nou besluit het nee, hy word, wat is die Engelse woord, abuse of hy word word beledig en so en hy toe daar was toe nie 'n tweede helfte nie. Wanderers het daai wedstryd, hulle was toe reeds 29-0 voor gewees, so daai uitslag sal dan waarskynlik maar staan. Wanderers wat 5-3 gedruk het, al wat eintlik nog vol op die spel was, as hulle nog 2-3 gedruk het hulle nog 'n bonuspunt gekry. So maar ek dink hulle is in elk geval in die eerste posisie op die puntelys. So sterk op pad na die semifinale toe. Ja, die verdedigende kampioenspan, so hulle is eintlik goed geplaas. Die wedstryd wat ons uitgesaai het was by United, NTV wat daai wedstryd uitgesaai het. United se wedstryd teen Rio Falcon. Dit was dan United wat daai wedstryd gewen het 45-31. Daai was die eerste 3 wat die vleuel Christo Gresse gedruk het vir United. So 'n goeie spel aan albei kante gewees. United wat die hele wedstryd voorgeloop het, maar so in die laaste 5 of 10 minute nog was Falcon eintlik net met 4 of 5 punte agter, so voordat United toe uiteindelik die spel weer 'n bietjie weggevat het van hulle af. Maar goeie ondernemende spel deur Rio Falcon. So hulle het net eintlik ook toe net 3-3 gedruk, so hulle het toe ook nie binne 7 punte van United geëindig nie, so geen liga punt vir hulle uit die wedstryd uit nie. Hulle bly dan in die 8ste posisie en United bly in hulle 3de plek. Okay, baie dankie dat jy by ons was, Andrew. Nou weet ek ook wat gaan aan in die sportwêreld. Yes, ons het die puntelys daarso, so daarso sien ons dan net die tellings, 37-20 wat Grootfontein gewen het teen UNAM, eerste keer dat hulle wedstryd teen UNAM wen, en ek dink enigste span teen wie Grootfontein nog nie gewen het in die Premierliga nie is nou seker Wanderers. Kudus wat ook 'n oortuigende oorwinning waar hulle volpunte gekry het, 50-15 op Walvis Bay teen Western Suburbs en dan die ander wedstryde wat ons reeds na verwys het. Binnekort is ek 'n sportfondie. Ja, so daar sou dan geen verandering op die puntelys nie. Die top 4 spanne dink ek redelik goed geplaas om hulle posisies so te behou. So elke span het nog so min of meer 4 of 5 wedstryde oor het. Almal wat dan 8 wedstryde gaan speel. Net 'n enkel ronde. So sien ons dan komende naweek se wedstryde. Die wedstryde wat NTV gaan uitsaai sal dan Grootfontein se tuiswedstryd wees teen Kudus van Walvis Bay. En hulle kan dit op NTV sien. Yes. DStv 285 GoTV 25 en dan kyk jy lekker saam met ons rugby. En Andrew, jy gaan weer volgende naweek vir ons kom, volgende maandag vir ons kom vertel. Dis reg. Okay. Dankie dat jy was Andrew. Dit was Andrew Poelman met die nuutste sportnuus. Connection. It's in the human touch, the feeling of belonging. It inspires us and empowers us, creates clarity from complexity. It starts new conversations, unlocks the power of advice, and makes an impact on your life. At Alex Forbes, we pioneer insight to provide you with advice that connects your decisions of today to your impact tomorrow. Daarmee is ons nou aan die einde van vandag se episode van Kletskompas. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het.
Ons is elke maandag tot donderdag om 12:30 op NTV, DStv 285 en GoTV 520 as ook oneup2.com. Maar tot môre is dit my bly.